Ok, hoe weet jy dat jy lewe? Dis 'n moeilike vraag. Baie moeilike vraag. Jou hart klop. Dit is 'n hartjie, né? En baie mense dink jou hart klop so 1, 2, 3, 4, maar eintlik klop hy 1, 2, 3, 4. En die gemiddelde hartklop van 'n mens, wie van julle weet wat is jou gemiddelde hartklop per minuut? Dis baie laag. Dis tussen 80 en 100. Tussen 80 en 100, maar as jy 'n kind, as jy 'n babatjie is, hulle hartjies klop 120 keer 'n minuut. So die gemiddelde keer wat jou hart in 'n dag klop, is 100.000 keer. In 'n dag, 100.000 keer, elke dag. Hierdie is die orgaan in jou liggaam wat die hardste werk. Jou brein kan dood wees, en dan klop jou hart nog steeds. Want jou hart luister nie vir jou brein nie. Jou hart kry sy klop van een plek af. Net van God. Hy laat jou hart klop. As 'n mens swanger raak, jy sal nou nie weet nie, maar die eerste ding waarna jy kyk, as jy gaan vir jou eerste sonar, wie van die mamas kan getuig, waarna kyk jy heel eerste? Wat wil jy eerste sien? Daai hartkloppie, hy's so klein, jy sien hoe gaan hy kleppies oop en toe, dit is amazing. Nou, die Bybel sê 'n paar keer, dat die Here wil jou hart hê. Want jou hart is in die middel van jou liggaam. Kom ons wys gou vir die mense waar jou hart en jy. Jou hartjie sit daar. So jou hartjie is in die middel. Ek het baie keer gewonder, hoekom nie jou maag nie? As Jesus in jou maag is, dan gaan jy mos net vir liewe Jesus bid as jy honger is. En as jou maag vol is, gaan jy toe moeg wees, dan gaan jy nie net dink aan die Here nie. En as die Here net in jou kop is waar jou brein is, baie mense ken die Here, weet van die Here. Wie ken die Here beter as enigiemand anders? Die duiwel. Hy ken hom al van deur die tyd af. Hy ken die hele Bybel, maar die Here is nie in sy hart nie. Nou die Bybel sê dat ons met die Here lief hê met ons hele hart, ons hele verstand en ons hele siel. Kom ouma, kom hierso, kom haal hom by ouma. Dis hy. Die Here wil ons hele hart hê. Want hy wil hê ons moet vir hom werk, solank as wat ons lewe. As Jesus in jou hart is, en jou hart klop chocolates vir die Here, nee, dan gaan jy altyd vir hom wil werk. Al is jou brein later moeg, en jou lyf is moeg, en jou siel is moeg, sal jou hart steeds brand vir die Here. En dit is my gebed vir elkeen van julle, nie net die kinders nie, vir elkeen van ons, dat ons hartjies sal klop, 100.000 keer 'n dag vir die Here. En nie net vir onsself nie. En dan sê die Bybel, daar's 2 vir die Here, soveel as wat ons kan, die meeste elke dag, en dan ook vir ons naaste, voor onsself, ons naaste, voor onsself. Ok, so julle moet onthou, hoeveel keer klop hy in 'n dag? 100.000 keer, 130 miljoen keer in jou leeftyd, gemiddeld. Moet dit nooit vergeet nie. Sê die Heer, hy
dierbare Jesus, leer my U steeds meer vertrou. Zalig hy wat steun op Jesus, wat hom op sy bloed verlaat. Hy wat sy gemoed laat reinig van die sonde, nait en haat. Jesus, Jesus, ek vertrou U, U is die rots waarop ek bou. Jesus, Jesus, dierbare Jesus, leer my U steeds meer vertrou. Zalig hy wat steun op Jesus, van die eie ek bevry. Hy wat vrede, vreug en lewe van sy Heer en Meester kry. Jesus, Jesus, ek vertrou U, U is die rots waarop ek bou. Jesus, Jesus, dierbare Jesus, leer my U steeds meer vertrou. Ek is bly, ek steun op Jesus, dierbare Heiland, Skepper, vriend. En ek weet dat U alleenig my sal bystaan tot die eind. Jesus, Jesus, ek vertrou U, U is die rots waarop ek bou. Jesus, Jesus, dierbare Jesus, leer my U steeds meer vertrou. Goeiemôre. Dis lekker om met julle hier in Parow te wees. Soos wat ek 'n ry N1 of R301 en draai by Plattekloof af en McIntyre se kant toe, dis ek is, joh, my hart lê vlak as ek dink ons het daar in Parow gebly en groot geword en is nog steeds baie naby aan my. Dis lekker om ook 'n boodskap vir julle te kan bring in Afrikaans. Dit is die eerste keer in baie lank wat ek Afrikaans kan preek. En dit is 'n bietjie vreesaanjaend, omdat as jy gewoond is om iets in Engels te doen en nou ewe skielik jou preke moet oorswaai in Afrikaans, die Engels en die Afrikaans werk nie so lekker saam nie. So jy moet eintlik van voor af begin, sodat jy die regte woorde kan kry, want as jy moet vertaal, dan, ja, dit sal nie vir my werk nie. Ek het nie daai gawe nie. Vir een van julle wat daai gawe het, ek haal my hoed af vir julle, maar dis nie wat ek het nie. Die boodskap wat ek vandag het, en die titel is Verguld of gelouter. En hierdie konsep kom nou vir 'n lang tydjie saamvra as ons kyk na wat in ons wêreld op hierdie huidige stadium gebeur en wat ons moet doen en hoe ons lewe volgens die Here moet lewe, maar die stryd teen die druk wat ons elke dag ervaar en dit wat die Here van ons verwag. En ek wil bietjie na daardie stryd kyk. En om dit maklik op te som, dan gaan ek teruggaan tot kitskos of vinnige kos of die just add water. Ken julle daai? Out so easy. Daai tipe konsep, maar vir my, ek het hierso in Parow, toe ek nog jonger was en groter geword het, ek is 'n jong tienige hierso, is dit ietsie wat ons as tieners vir die eerste keer kon gedrink het, wat jy nooit kon gedrink het as jy jonk is nie, want dit sal vir jou vloei in jou maag gee. Weet julle waarvan ek praat? Okay, nou as julle hierdie saam met my bietjie in julle verbeeldingsoog kan gaan, dan as jy daai blik koffie en jy sit die ketel aan, jy haal hom uit die rak uit en nou kan dit maar enigiets wees, van jou Ree-koffie tot Nestlé Classic, die wat nou 'n bietjie meer Nestlé Gold, of vandag dan kry jy jou Joe Egberts of Jacobs Kroning, een van daai.
Maak nie saak wat se een van jy daai maak nie en jy sit dit en maak nie saak hoeveel liefde jy probeer in daai koppie in sit nie. As jy daai slukkie vat vir die eerste keer, dan proe dit nie. Dit proe soos koffie, maar hy het nie die gevoel van koffie nie. Weet julle waarvan ek praat? Maar gaan terselfdertyd en jy gaan na 'n barista toe en jy vra vir 'n koppie koffie en dit vat so 'n bietjie langer. Die water moet nog steeds op 'n spesifieke temperatuur wees, die bone presies afgemeet tot die regte gewig, die regte hoeveelheid druk op hom uitgeoefen en dan sit jy hom in die masjien en daar is 'n spesifieke druk wat hy moet deurgaan. Die meeste masjiene so by, vir die van julle wat die tegniese terme weet, so by 6 bar. Dis redelik baie. En die masjien forceer die water deur daardie koffie en hy sit en dan presies maak hy die melk warm en gooi dit in daai koppie en dan kry jy daardie koppie koffie wat jy nie eers hoef suiker by te gooi nie omdat hy stroopsoet is. Weet julle waarvan ek praat? Ken julle die gevoel as jy daai slukkie vir die eerste keer vat? Nou hoe vergelyk dit met die kitskoffie wat jy nou net gemaak het? Was amper geen vergelyking nie. Of dink in die oggend as jy wakker word op 'n maandagooggend, moet werk toe gaan en jy durf die verkeer aan hierso deur op die N1 Kaapse kant toe. Al die gejaag. Maar in jou geestesoog dink aan 'n maandagooggend waar jy wakker word met die gesuis van wind en dalk 'n leeu naby. Soos wat jy in Galagadi, Nosop, op die kampterrein wakker word. Heel eenvoudig, daar is niks. Jy moet stap tot by die badkamer, jy moet die koue aandurf, die tent is geëis, maar tog daardie gevoel van die simplistiese lewe maak mense hart vol. En dan is daar niks so lekker soos 'n kampvuurtjie nie. Sien, albei vat 'n klein bietjie, maar die een het net so, in ons samelewing vat 'n klein bietjie meer effort. Vat 'n klein bietjie meer tyd. Jy moet dinge afsny, jy moet tyd vat om dit te kan beleef, maar op die einde van die dag is dit goudwerk en dis die gedagtes en die herinneringe wat mens koester. In die tyd in die samelewing wat ons lewe, gaan alles oor kits, vinnig en ons wil dinge afhandel. Dit is moeilik om tyd te maak om kos te maak in die aand en dit is maklik om net vir Romans te bel en 'n pizza te bestel. Want dit vat tyd en dit vat, julle moet my help met die Afrikaanse woord, effort. Is daar 'n mooi Afrikaanse woord wat daai ene kan beskryf? Moeite, dit vat moeite, dankie Tannie. Dit vat moeite. Maar jy kan dit, selfs die verdere implikasies van dit sien, soos wat jy reis, jou reis van die huis af tot by jou werk. In die oggend kan jy sien dat mense probeer eerste by hulle bestemming uitkom, maak nie saak as hulle net een kar kan wen nie, dit gaan niks tyd spaar nie. Maar hulle probeer daardie gaping kry om te druk om eerste by die werk te wees. Daai verstaan ek ook nie, hoekom wil jy eerste by die werk wees? In elk geval. Maar daardie gedruk en gejaag is wat mens sien. Ons begin dinge so maklik as moontlik vir onsself maak, dat wanneer dinge moeilik is ons nie gemaklik nie. Dink nou net daaraan die verskil van die manier hoe ons media inneem. In die verlede was dit maklik om vir 2 ure lank, of vir die van julle wat Lord of the Rings extended version gaan kyk het, 3,5 ure vir 'n fliek te kyk. Maar nou deesdae is dit tussen 10 en 60 sekondes op jou foon die hele dag. Dis interessant want ek het 'n preek uitgewerk omtrent in 2017 waar ek na hierdie gekyk het en ek het na die statistieke van YouTube gaan kyk. En YouTube het 'n statistiek van die gemiddelde gebruik van hulle platform.
En in 2017 was die gebruik dat die gemiddelde mens 2 ure 'n dag spandeer op hulle platform. 2 ure. Wie is deel van 2 ure 'n dag op YouTube? Ek weet julle sit hier so, julle hoef nie hande op te steek nie. Maar ek het bietjie gaan kyk wat die nuutste statistieke is. Die nuutste statistieke wat huidiglik, en dit is vir die jaar 2025, is dat die gemiddelde persoon, dis nou mens bo die ouderdom van 30. So dis jou millennials en ouer, spandeer so tussen 7 en 8 ure 'n dag op hulle platform, in gemiddeld. Met ons jonger generasie, dis nou ons Gen Z's en jonger, spandeer 'n gemiddeld van 8 ure plus 'n dag op hulle platform. Maar die interessantheid is, dit is nie noodwendig lang formaat video's nie, dit is video's wat kort 60 sekondes ingeneem word. Dit is jou shorts, jou YouTube shorts, jou TikToks, of jou Reels as jy Meta gebruik. Sien, ons as mense wil vinnig inligting leer, vinnig inligting inneem. En wanneer iets te lank vat, dan raak ons brein verveeld. Kom ons gaan en kyk wat sê Paulus in Petrus in 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus hoofstuk 1 en ons lees vanaf vers 3. En ek lees uit die 2020 direkte vertaling. Dit sê, lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie. En wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word, ja, vir julle wat deur julle geloof deur krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie allerhande beproewings beproef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, die egtheid baie kosbaarder as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle self lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing vir julle siele. Nou ek hou daarvan hoe hierdie vertaling dit lees, die nuwe vertaling of die ou vertaling lees so klein bietjie anderster, en ek gaan so 1 of 2 aanhalings uit die ou vertaling uit vir julle bring, maar op die einde van die dag, wat Petrus skryf hierso vir 'n groep mense, en as jy in die eerste 3 verse van Petrus hoofstuk 1, dan sê dit die uitgespande of die verstrekte mense nasies van Asië. En ons weet in daardie tyd het hulle gebuk gegaan onder baie moeilikhede. Die mense was arm, hulle was onderdruk deur die Romeinse ryk, en hulle het gevra, hoekom gaan hulle deur die pyn op daardie stadium, en hulle het by Petrus gehuil, en dit is baie interessant, hierdie Petrus wat hier skryf, weet julle wie hy was? Wat het hom so belangrik gemaak? Was hy 'n disipel? Hy was 'n disipel. Wat het hy gedoen? Hy het op water geloop, maar hy het die Here verloon. Hierso skryf hy vir die mense, want hy het die uitwerking van sy geloof ervaar, hy het die verlossingsboodskap, daardie sondeskuld wat bely is, ervaar, en hy skryf vir die mense en sê,
Hy wys nie na hulle pyn nie, hy sê hou vas. Jesus Christus en sy groot ontferming oor julle. Hy wat Here vrygekoop het, hou vas aan hierdie dinge. Sien, Petrus begin met die mooi en die grootheid van die boodskap en hy probeer hulle aandag wegvat van dit wat hulle nou ervaar, na dit wat hulle gaan ervaar. Die pyn wat hulle nou ervaar is niks, maar as hulle kyk na die groter prentjie, Jesus wat aan die kruis gesterf het vir hulle sonde en vir hulle sonde gesterf het. Die mooiheid van dit is dat wanneer God die Vader op daardie dag van Jesus gaan kom, wanneer hy na ons kyk, sien hy nie vir my nie, maar hy sien sy seun. Want ons is vrygekoop. En ek hou daarvan hoe vers 9 in hierdie vertaling sê, omdat julle leeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van ons siele. Ek en jy kan vasstaan op daardie belofte dat ons vrygekoop is, omdat Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Maar as ons nou so 'n bietjie die Bybel moet lees, dan is dit nie so maklik nie. Sien, om die doel te bereik, is dit bietjie moeiliker, en as ons kyk na die Bybel en ons kyk na die storie van Dawid, hy was geroep as 'n jong man om 'n koning te wees, en hulle het hom gesalf. Maar sy lering was nie so eenvoudig nie. Sien, jy sou dink dat hy dadelik 'n kroon gekry het, maar hy het nie dadelik 'n kroon gekry nie. Die Here het vir hom Goliat gestuur. Sien, dit was 'n proses. Die Here moes hom oplei deur daardie ervarings om hom te maak vir die man wat hy gaan word. Sien, as ons kyk na die storie wat Petrus hier sê, is daar 'n stryd teen dit wat vinnig moet gebeur, kits, en dis baie keer wat ons wil ervaar. Wanneer ons oë toemaak en ons bid en ons sê, Here, ek sukkel met hierdie, dan wil ons as ons oë oopmaak, dinge is klaar uitgesorteer. Alles is in plek. Ons stres is weg. Maar in praktyk werk dit nie so nie, maar die mooi van hierdie ding, en as ons na die ou vertaling toe gaan, dan sê dit praat van 'n smeltkroes, waar goud getoets word. En as ons gaan kyk na die oorspronklike taal, en in hierdie Grieks, moenie worry nie, ek sal nie Grieks nou vir julle aanhaal nie. Ek verstaan dat dit is net 60 sekondes dat ek iemand se aandag kan hê, so. In die oorspronklike taal was hierdie nie 'n smeltkroes om die goud suiwer te maak nie. Hierdie was 'n smeltkroes om dit wat klaar bestaan het, te bewys dat dit geloofwaardig is en eg is. So in die konteks wat Petrus hier skryf, dan sê hy dat jou geloof wat jy klaar, en dis hoekom Petrus gaan en hy bevestig hulle geloof in Jesus Christus, en dit gaan omdat julle sê julle het hierdie geloof, gaan julle deur moeilikhede gaan om te bewys dat jou geloof eg is. Nou in daardie tyd moes hulle toets of goud eg is, want daar was 'n proses van vergilding waar hulle letterlik lood kon gevat het en in 'n chemiese reaksie, en dan het hy so mooi goue skynsel op. Nou die van julle wat juwele het, weet mens kry die goeders wat, hulle noem dit in Engels gold-plated. Maar wanneer jy daai stukkie goedkoper metaal onder daardie intense hitte sit, dan vergaan hy. Hy is nie meer goud nie, die klein laagie goud is opgebrand, en dis net die lood wat oorbly. Maar die Here het hierso in teenstryd, het hy gewys deur Petrus, dat wanneer jy 'n egte geloof en vertroue, volmaakte vertroue in die Here het, en jy word onder daai smeltkroes gesit, en die hitte van dit kom op jou, dan begin jy smelt, en al die impurities, dankie, kom boontoe. Maar dit word nie alleen gelos nie, want goud kan vergaan. Daar's net een ding wat nie kan vergaan in ons wêreld. So wat moet gebeur? Die man wat dit smelt, hy moet die hitte op dit plaas, maar hy moet die heeltyd na dit kyk.
En seker maak, dat die hitte nie te veel is nie, dat die kondisies net reg is, en wanneer hy heeltemal suiwer is, kan hy hom van die hitte afhaal. Maar hy het geweet presies wanneer dit is. En dit het gebeur, as al die onsuiverhede weggeskep is, uitgehaal word, en hy kan homself sien, soos 'n spieël. Dan was dit suiwer goud. Dan was dit getoets as eg. Sien, my en jou geestespaadjie is 'n paadjie wat gestap word met baie uitdagings, en dis hoekom Petrus hier skryf en sê, wanneer Here deur hierdie moeilikhede gaan, moet julle nie bang wees nie, julle moet nie bedroef wees nie, jy moet juig, want dalk is die Here besig om onsuiverhede in jou lewe uit te wys en te probeer haal. As ons gaan na die Bybel en ons kyk wat die Israeliete, God se volk moes deurgemaak het, dit is daar wanneer hulle in nood geplaas was, wat hulle weer onthou, dat dit wat belangrik is die paadjie saam met die Here. En dis hoekom jy deur die hele Bybel sien dat die Israeliete gaan in 'n moeilike tyd, hulle bely hulle sondes, hulle kom terug na die Here, en dan begin dinge weer goed gaan. En sodra dinge weer goed gaan, vergeet hulle van dit wat die Here gedoen het. En hulle vergeet en hulle gaan aan met hulle lewe, en hulle probeer, al hoe meer vergeet hulle, en al hoe verder gaan hulle terug van die prentjie wat die Here vir hulle gehad het. En dan bring die Here weer 'n ander volk op hulle pad. Dan begin hulle weer van voor af, deur moeilikheid. Is nogal hartseer, want dit gebeur met ons vandag. Ons gaan deur moeilikhede, en dan onthou ons daar waar ons hoop vandaan kom, en dan gaan ons terug na die Here toe, en die Here aanvaar ons elke keer met oop arms, maar dis 'n proses wat konstant gebeur in ons lewens. Sien, ons as mense wil nie pyn ervaar nie, ons wil nie swaar kry ervaar nie, maar op die einde van die dag het die Here smeltkroos in ons lewens, laat dit toe, nie om ons noodwendig te leer nie, maar om te toets dat die geloof wat ons sê ons in die Here het, eg is. En deur daardie proses ons te verander. Maar hy laat ons nooit alleen in daardie proses nie. Hy's altyd daar om te toets en te kyk, dat ons op die regte paadjie is. Sien, wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit so maklik om die vraag te vra, Here, hoekom is jy so ver? Maar in daardie tyd is die tyd wanneer hy eintlik reg langs in jou staan. Want die Here dra ons. Die Here is met ons. Die Here is lief vir ons. Hy laat ons nie net gaan nie. Hy het, toe hy opgegaan het terug na sy Vader toe, het hy die Heilige Gees gestuur om met ons te wees. Die groot vertrooster, om ons te ondersteun, om vir ons te wys wat is reg en verkeerd. Ons is nie alleen gelos nie, al voel dit baie keer dat ons alleen is. Sien, ek weet nie wat se smeltkroes of wat se droefheid jy op hierdie stadium moet deurgaan nie, maar elkeen van ons gaan deur dinge, en op hierdie stadium is nie waar ons moet vir die Here vra, Here, haal my hier uit nie. Ons moet die vraag vra, Here, wat wil jy in my lewe bewerkstellig? Wat moet ek leer? Sien, ons as mense is uit natuur selfsugtig. En hoekom ek is 'n vraag wat so maklik gevra word. Maar om dit uit 'n ander perspektief te kyk, die groter prentjie te besien, moet ek terugstaan en my vertroue volkome in die Here te sit, om sy prentjie te kan sien wat op daardie stadium in my lewe aangaan. Sien, wanneer ons op die N2 in Kaapstad van Somerset af sit, in verkeer druk, en ek sien die gejaag om by die verskillende plekke uit te kom. En is 'n groot frustrasie, maar op daardie stadium het ek agtergekom, dit is my selfsugtigheid, want ek was daar, en jy kan nie voor my inkom nie, maar nou gaan ek een kar agter wees. As ek dit so sê, dan is dit heeltemal eintlik nogal simpel. En is eers toe ek die groter prentjie agtergekom het. Toe ek agterkom, dit gaan nie oor daai persoon nie, dit gaan oor my reaksie teenoor dit. Dit het baie werk gevat.
Maar om letterlik net rustig te staan en dalk in die stadige baan te ry vir 'n tydjie en by my bestemming aan te kom waar ek nie angstig of kwaad is nie. Maar ek kan vir Here sê dankie dat U my veilig op die pad gehou het. Of was dit nou miskien 2 minute langer as die vorige ou? Sien, die paadjie wat die Here met ons stap is 'n paadjie wat tyd vat en dit vat effort. Dit vat bietjie pyn, maar op die einde van die dag toets dit die egtheid van jou geloof. Dit wat jy reeds bewerkstellig het, toe jy gesê het, Here, hier's ek wil U volg. Maar as ons die prentjie nog verder vat en ons bring dit nader in ons kerkfamilie in, dan is dit ook iets wat egtheid vat, wat nie net kits kom nie. En dit is, hoe kry ons mense in die kerk? Hoekom is die banke so leeg? En baie kere probeer ons kits oplossings skryf vir iets wat baie eenvoudig is en wat ons almal ken en ons almal geniet. En dit is om 'n plekkie te hê waar ek hoort. 'n huis weg van die huis. En op die einde van die dag het die Here ons geskape as 'n amper familie waar ons mekaar ondersteun. En dis wat kerk veronderstel is om te wees. Hoe hou ons jong mense in die kerk? Is nie om video's op TikTok te maak nie. Dit is om 'n ware verhouding met iemand anders te hê. Sien, 'n ware verhouding vat effort. Dit vat tyd, dit vat opoffering, dit vat om 'n stukkie van jouself vir iemand anders te gee. Maar op die einde van die dag is dit waar en eg en dit kom van die Here af. Ons moet ophou om kits oplossings te probeer soek in verskeie gedeeltes van ons lewens. En kyk wat die Here vir ons het en vir ons bedoel en die klein bietjie effort daarin te sit. As jy so daaraan dink, Jesus wat aan die kruis gesterf het, was dit 'n kits oplossing? Of was dit deur pyn en lyding om daar uit te kom? Elke keer as ek aan daai storie dink, en ek kyk na die angstigheid wat Jesus moes gehad het, in die tuin van Getsemane, voordat hy gekruisig was, en die sweet van bloed, en die angstigheid op sy hart, toe hy sien sy disippels slaap, want hy weet, hy het my en jou lewens in sy hand. Waar hy die gebed gebid het, vir elkeen van ons. Here, laat hierdie beker, weet julle die gebed waarvan ek praat? By my verbygaan, maar nie my wil nie, maar Here, U wil. Sien, elkeen van ons gaan deur pyn en lyding en swaarhede, maar op die einde van die dag moet ons nie fokus op dit wat rond ons gebeur nie, in ons klein wêreldjie waar ons onsself bevind nie. Ons moet onsself probeer terugstaan en uit die Here se oog kyk en sê, Here, wat is hier vir my? Want die Here het iets op jou pad gebring om jou iets van hom te leer. En jou suiwer te maak en jou geloof te toets. Elkeen van ons is hier vir 'n doel. Ons is nie net hier sommer nie. Ons is hier met 'n doel, hier met 'n spesifieke missie. Ons moenie verblind raak met dit wat die wêreld rondom ons offer nie. Maar ons moet gefokus bly op die missie wat die Here op ons lewens geplaas het. Die missie is om mense te vertel van sy liefde en dat hy weer gaan kom. Dis 'n eenvoudige boodskap. Die vraag wat ek vir julle het, wat is jou reaksie op dit? Hoe doen mens dingetjies anderster? Vir my het dit gekos om my voet van die diesel af te haal, te sê hy maar ry voor my en nie kwaad te raak nie. Want op einde van die dag het dit net 'n effek op my verlossing gehad. Wat is die smeltkroes in jou lewe? Wat het die Here op jou lewe geplaas? Waar toets die Here jou? En vra die vraag.
Nie dat dit vir jou verbygaan nie, maar sê, Here, wat moet ek leer? En help my staan. Kom ons staan en sing saam ons slotlied. As ons wandel met God, na sy woord en gebod, en sy lig op ons weer aanskou. As ons sy wil begeer, dan versorg hy ons deur. As ons eerlik wil volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Sou die wolke my dek, en die skadu wees trek, kyk sy glimlag verdryf hulle gou. Daar's geen vrees wat bestaan, daar's geen sug en geen traan, as ons eerlik wil volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Met die las wat ons dra, en die kommer wat pla, sal hy edel karakters hier bou. Die verlies wat ons ly, elke stryd wat ons stry, word beloon as ons volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Al sy liefde en heil, sal ons nimmer kan pyl, tot ons alles aan God toe vertrou. Die oorwinnaar se lied, en die seën wat hy bied, is vir hulle wat volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. In gemeenskap so soet, sal ons sit aan sy voet, en 'n altaar uit dankbaarheid bou. Op sy woord sal ons staan, waar hy stuur sal ons gaan, sonder vrees as ons volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Dankie, liewe Heer, dat U ons God en ons hemelse Vader is. Heer, ons dankie dat U 'n plan gehad het reg van die begin toe sonde gekom het. Heer, dat U 'n plan vir elkeen van ons het. Ons dankie dat U ons ook nie alleen los nie, maar dat U die vertrooster gestuur het om saam met ons te wees deur die pyn en lyding en swaar kry wat ons elke dag ervaar. Heer, wanneer die storms daar buite woed, bid ek dat Heer, U in ons harte sal kom en ons nie laat vashou staar in die storms wat ons ervaar nie, maar Heer, dat ons die groter prentjie kan sien wat U vir ons het. Heer, dat ons geloof kan toets as eg en waar. Heer, ons weet dat 'n gold-plated lyk mooi op 'n Sabbat, maar Heer, op die einde van die dag beteken dit niks. As wanneer ons vashou elke liewe dag, maak nie saak wat ons deurgaan nie, aan U, en ons dank U dat U ons elke keer terugneem wanneer ons die pad byster geraak het. Ons dank U dat U die belofte gemaak het dat U sal weer kom, en ons sien uit op die wolke van die hemel te sien kom.
wanneer U sal sê, wel gedaan my goeie en getroue diensknegt. My gebed is, dat elkeen van ons daar sal wees op daardie blye dag. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.